Symposium van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014. Dankie voorsitter, dames en here. Ek en Fanie verwag nie vandag dieselfde impak met ons voordrag as wat ek en Fanie en Adel Breitenbach 'n jaar gelede op Stellenbosch gehad het toe ons belastings wou verhoog nie. Ons voordrag op Stellenbosch oor Suid-Afrika se naderende fiskale afgrond is onder meer as 'n artikel in die tydskrif vir Geesteswetenskappe gepubliseer en is daarna wyd in die media gerapporteer, mees onlangs so 3 weke gelede in die Burger nog 'n keer en trek nog steeds aandag. Vandag praat ons oor etiek. En dis asof Suid-Afrikaners reeds afgestomp geraak het oor die gebrek aan etiese optrede. Jy weet, Nkandla het reeds Suid-Afrika se nasionale simbool geword. So, kom ons praat oor etiek, spesifiek die banknote gedeelte daarvan. Maar net voor ek wil begin praat, wil ek daarop net professor Kroukamp se B-toets, as hy by jou oomblik sal begin. Baie dankie, professor Kroukamp, baie dankie. Hier is die oorsig van ons praatjie vandag, waar ek gaan praat oor kontant en banknote en Fanie dan van afdeling 2 verder gaan praat en ons al twee op die vrae sal beantwoord. Ek sal die maklike vrae antwoord en Fanie sal die moeilike vrae antwoord. Nou, as ons kyk na die geskiedenis van kontant, die oudste vorm van handel was natuurlik ruilhandel, 10 hoenders vir 'n skaap. Jy kan daar aanhalings uit die Bybel uit sien oor die gebruik van kontant. In daardie geval spesifiek munte. En Marco Polo, die ontdekkingsreisiger, was die eerste persoon wat die gebruik van banknote in die weste gerapporteer het. Hy het dit in die ooste teëgekom, waar banknote reeds van so 800 of 900 na Christus gebruik is. As ons kyk na die geskiedenis van kontant as 'n ruilmiddel, is dit interessant dat daar teen 1900 slegs 18 sentrale banke in die wêreld was. In al die ander lande van die wêreld op daardie stadium is banknote deur handelsbanke uitgereik. En hierdie banknote wat handelsbanke uitgereik het, is kragtens 'n goudstandaard uitgereik. En om orde in die uitreik van van banknote te bring, is sentrale banke as sogenaamde banks of issue of uitreikbanke gestig en sentrale banke se ander funksies het gevolg na hul kontantfunksie. Vandag as 'n mens aan die Reservebank in Suid-Afrika dink, ons eie sentrale bank, is jou eerste reaksie rentekoerse, monetêre beleid. As ek so in hierdie gehoor kyk, dan voel ek almal wat hier sit wil graag hoër rentekoerse hê. En as jou gehoor se gemiddelde ouderdom onder 40 is, wil almal natuurlik laer rentekoerse hê. Dit is 'n voetnootopmerking. As ons dan kyk na die ander funksies van die Reservebank, jy kan dit daar sien, baie onderskatte funksies van die Reservebank, soos ek reeds gesê het, kontant waaroor ons vandag gaan praat, en dan ook baie interessant die nasionale betaalstelsel. Maar die nasionale betaalstelsel gaan in kort hieroor, oor 'n kredietkaart. Die funksie van die nasionale betaalstelsel is om 'n vloei van fondse te verseker. As jy by 'n winkel instap en jy bied die kredietkaart aan om te betaal, aanvaar die winkeleienaar die kredietkaart, doen die transaksie en laat u toe, al ken die winkeleienaar die glad nie, om te loop met die goedere in die blymoedige verwagting dat die geld van u rekening na sy of haar rekening sal skryf. Nou dit is die nasionale betaalstelsel. Geld vloei van een rekening by een bank na 'n ander rekening by dieselfde bank of selfs 'n ander bank. En u sal nou almal die sogenaamde Y2K probleem, die millennium omskakelingsprobleem onthou. En dit was aan die hart van daardie probleem. Die vrees dat die nasionale betaalstelsel gaan ophou werk. So ek was destyds op die Reservebank, en op die 31ste Desember, 5 minute oor 1 die middag, het ons met blymoedige verwagting geweet, daar gaan geen probleme wees nie, maar dit was toe pas middernag in Nieu-Seeland.
En die stelsel het daar sonder probleme omgeskakel. Dit was die eerste relatief groot ekonomie wat in die nuwe millennium in beweeg. Ons praat vandag oor kontant. Die Reservebank voorsien banknote en munte. Die banknootdrukwerk word deur die banknootmaatskappy gedoen. Ek het vir u van hulle produk saamgebring. Voorsitter, dis nou 'n etiese toets. Ek gaan dit hier sirkuleer en ons gaan kyk of ons dit is 'n groot toets in etiek van ons. So ek gaan dit nou aan u opdra om dit op te hou. Dit is 'n toets in etiek. Banknote word in hierdie pakkies verpak. Daar's 100 pakkies wat dan in pakke van 100 verpak word. Dit staan bekend as 'n briek. En dat groter houers. Ander interessante punt, aanmunting word deur die munt gedoen, nie? En daar's groot misverstand hieroor. Mense dink die munt maak geld, en daar dink mense dat die munt maak banknote. Die munt maak munte. Dis is die munt maak munte. Dis is 'n staalfabriek. Die banknootmaatskappy doen drukwerk, is 'n printshop. En terloops, die munt neem geen ter dood veroordeelde gevangenes in diens nie. As jy 'n swart gehoor toespreek, is dit die heel kontant, is dit die heel eerste vraag wat oor jou vra. Nou, daar's twee redes hoekom swart mense glo die munt neem ter dood veroordeeldes in diens. Nommer 1, hulle sê ons sien of hoor nooit van die mense wat daar werk. Waar is daai mense? En tweedens, is dit waar dat koning Karel die Tweede, ook bekend as koning Charles die Tweede, na aanleiding van ons debat vanoggend, goud kluise gehad en ter dood veroordeelde gevangenes daar laat werk. Het hulle gewoon in die aand in die kluis toegesluit het, en môre het hulle verder gewerk. So daar is 'n mate van geskiedenis daar. Die uitbreiding van munte en note is 'n monopolie van die Reservebank. Die eerste Reservebanknote is in 1922 uitgereik, voor dit het handelsbanke dit uitgereik. Banknote in Suid-Afrika was tot in 1932 vir goud inwisselbaar, dis nie meer die geval nie. Baie mense dink, jy kan by die Reservebank toe gaan met 'n R100 noot, hulle gee R100 se goud. R100 aankom, of gee jy R52. Dis nie vir goud inwisselbaar nie. Die waarde van note berus bloot op vertroue. As jy iemand geld skuld en jy kom 'n banknoot, aanvaar die persoon daai noot, of aanvaar die noot in ruil vir goedere en dienste, omdat die persoon die blymoedige verwagting het dat hulle dit deur die ekonomie sal kan gebruik. Banknote word deur die sentrale bank se taksstruktuur in omloop geplaas en versnipper, wat dit verstrete is as dit nie meer geskik is vir uitreiking nie. Ek was hoof van die kontantfunksie by die Reservebank en ek kan vir julle sê, dames en here, om daar die noteafdeling te staan en te sien waar die note versnipper word. It can move a grown man to tears. Dit is hoe dit blyk is dat daar uitkom. Wessel, dit kom blykbaar uit Stellenbosch, dit is die stukke in R200 note, die 16, 20, 50 en 100. Kom uit Stellenbosch uit. Soos Fadi sê, voor hierdie geldnotes was dit blykbaar R1,800. Ek kan dit ook omstuur. Asseblief, as dit probeer, en help jou met mekaar te probeer plan. Daar's 'n seisonale tendens in die vraag na banknote. Banknote is 'n baie duur funksie van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Dit maak meer as 50% van die operasionele koste van die bank uit, meer as R2 miljard per jaar om banknote in e-sakke te plaas, en dit sluit die koste vir handelsbanke uit. Nou, kontant is in sigself 'n etiese en morele vraagstuk. Hoë waarde sirkulasiemunte soos R5 munte word vervals. Jy moet daai in middel deursaag om uit te vind of dit vervalsing is of nie. Jy moet hom letterlik vernietig om te weet of hy reg is of nie. As jy hom klaar vernietig het, hy was reg, dan is dit in elk geval nie meer reg nie.
Banknote word natuurlik ook bevals en in sirkulasie geplaas. Daar is sekurheidseienskappe in banknote om vervalsers te knyp, soos Wessel ons uitgewys het. Dan is daar die risiko natuurlik van kontant en transito rooftogte met gepaardgaande lewensverlies en skade aan eiendom. En daar is die hoë koste om kontant te beveilig. So, Fani gaan nou verder met ons vraag, moet ons kontant afskaf? Dankie Fani. Dankie Prof. Jannie, die vorige spreker het gesê, hy wil ons nie in die woord verdoeming in praat nie, of negatief maak nie, maar ek gaan nog gelukkig so 'n paar voorbeelde doen wat ons dalk wel daar gaan kry. Maar die realiteit van die saak is, kom ons kyk hoe lyk dit, as mens na 'n tipe indeks internasionaal gaan kyk, hoe mens gaan kyk na korrupsie, of met ander woorde onetiese gedrag, waar staan Suid-Afrika? Nou, een voorbeeld wat julle moontlik al gesien het, is die internasionale korrupsie persepsie index. Dit word opgestel deur Transparency International en jy kan nou waarskynlik nie daar sien nie, maar so in 'n neutedop is van 0 tot 100, waar 100 goed is en 0 sleg is, en die lande waar wat geel is goed en die donker kleure is sleg en dan oranje is so half in die middel. In Suid-Afrika het 'n lesing van 42 uit 100 en hy is so in die middel, hy is oranje, daaronder kan jy sien. As ons bietjie meer in detail hierna kyk, en hier is net in Afrika, so hoe lyk Suid-Afrika in vergelyking met Afrika? Daar kan jy Suid-Afrika sien, ons is so in die 10de posisie, so 9 Afrika lande wat wel beter is as ons, maar ons is dan ook nie so heel op die einde waar lande so Suid-Sudan en Somalië is, en kyk maar as hy daar eties wil tree, of nie korrup nie, dan kyk jy op baie verleef aan. Maar die realiteit van die saak is Suid-Afrika met ander woorde 'n lesing van 42, ons is so gemiddeld, maar dit het definitief onder 50 nog steeds, so dis steeds plek vir verbetering wat internasionale persepsie van korrupsie in Suid-Afrika aangaan. Nader aan die huis self, as ou kyk na nog 'n ander tipe indeks wat gebruik word, hierdie is Corruption Watch, jy het seker ook al daarvan gehoor, dis waar mense jy kan SMS'e of e-pos boodskappe vir hulle stuur, as jy bewus is van enige tipe van korrupsie, en daar is maar net die grootste afdelings wat aangemeld word. Die heel grootste een daar, die 32%, is die misbruik van staatshulpbronne deur staatsdienswerkers. Dan die tweede grootste afdeling daar is in aankope korrupsie, een of ander korrupsie wat daar aangemeld is, en dan omkopery, in die geval was 22% wat aangemeld is. Nou dit was in 2012 gewees, en ek gaan nou aangaan op 2013 toe, en dan kan jy daai misbruik van staatshulpbronne deur staatsdienswerkers, daai blou gedeelte, kan jy net dophou. En daar kan jy sien, so dis die kwessie van 'n jaar hoe hy gespring het. So bykans die helfte van die korrupsie wat aangemeld word is in daai afdeling. Interessant, korrupsie wat wel so omkopery wat bietjie afgeneem het, nog steeds so 13% van die totaal. Nou as ons dit nog verder gaan, as dit na internasionaal en na Suid-Afrika kyk, die nommer 1 grootste morele etiese dilemma volgens ons, die vorige spreker het ook sy eie grootste morele etiese dilemma genoem, maar ons voel, daar is talle voorbeelde van waar dit reg van die top af, kan men sê, of die president self talle etiese probleme daaroor. Nou Prof. Jongere Sou van Ethics South Africa het die volgende gesê, hy het gesê die Code of Ethics, en sover ons kan uitvind, is die Parliament's Executive Members Ethics Act van 1998, wat sê itself is a perfectly good act, but except that it makes no provision for the process to be followed when the alleged transgressor is the president himself. So, op hierdie stadium so 'n bietjie van die spreekwoordelike olifant in die kamer. Nou as dit nommer 1 is, dan kan mens self besluit wees nommer 0. As ek net so 'n bietjie quote, jy kan sê van wat hulle gesê het, meneer Malema het onder andere voordeel getrek by ons so 130 miljoen rand se tenders, dit was rondom 2009-2010 gewees, en dan ook so wat 20 staatskontrakte wat aan maatskappye gegee is met wat hy 'n verbintenis in Limpopo gehad het.
Nou ironies dieselfde meneer Malema wat die volgende opmerking gemaak het. We now receive brown envelopes and where, who sleeps with who, where, who drinks with who until 7, revealing everything. So, ek dink ons het niks meer om met daai stelling te maak nie, want hulle onethiese of ethies bevraagteken, wat die ene had. Nou die vraag is ons het dan na die publieke sektor gekyk, en ek dink ons het volgens al baie voorbeelde gekry van, en ons kan nog 'n lang lys maak as ons reg wil, maar die vraag is dit net die publieke sektor, of wel die private sektor wat ook moet kyk na hulle gedrag as dit kom by etiek. Nou ons voel dat uitvoerende beamptes se salarisse het die vlak bereik waar dit 'n eties morele vraagstuk geword het. As ons so vinnig na 'n voorbeeld kan kyk, gestel hoofuitvoerende beampte wat so 20 miljoen pakket verdien. Hulle sê dat baie keer dat hulle gaan nie verhogings of bonusse of enigiets vat nie, maar sê maar was net 1% inflasie aanpassing op so 'n pakket, dan is dit R200,000 per jaar. R200,000 per jaar is so ongeveer R14,500 per maand na belasting, wat mense uit so 'n pakket uit kan kry. Ek dink jy sal met my saamstem, as ons kyk na werkers, veral in die mynbousektor, onlangs was dit R12,500 per maand gestaak het, dan moet mens toch die vraag begin vra, is hierdie pakkette werklik volhoubaar? En ek sê weer, as ekonom is ek uit die staanspoor eintlik maar kapitalisties, so ek verstaan die vraag en Arnold beginsel van die mark en hy moet betaal word vir wat die werk is. Maar ek dink toch, daar's 'n groot rol wat die private sektor bietjie het, om te moet sit en dink na hierdie pakkette. Nou die vraag is, as ons nou kontant helemaal uit die vraagstuk haal, gaan dit die probleem oplos. Professor het uitgewys, daar is wel 'n kontantlose gemeenskap hierso by Irene, nou by Pretoria, waar jy slegs met kaarte kan betaal, maar in die huidige formaat oortree dit wel die Reservebank se bankwet. En dit lei dan ook tot die vraag, sal 'n kontantlose gemeenskap ruilhandel terugbring om onwettige of onetiese bedrywighede te fasiliteer? En ek dink jy sal met my saamstem, daar is talle voorbeelde van ruilhandel, het sy dit nou in wapenmaankopery of ons het almal al die stories gekyk hoe hulle in die tronk en die goeders vir mekaar ruil. Interessant, deesdae internasionaal waar daar voorbeelde is wat waskoeie geruil kan word en op straat is 'n Amerikaanse voorbeeld, maar waar dit amper soos 'n tipe kontant daar verkoop kan word, omdat almal dit nodig het en almal weet wat dit is en is relatief duursaam. So die feit dat mens nie kontant gebruik nie noodwendig aanleiding dat daar nie etiese probleme gaan wees. Dan net 'n paar gevolgtrekkings. Eerstens, soos ek genoem het, 'n beperkte korrelasie wat ons kon vind tussen etiek of morele waardes en kontant. Gestandardiseerde ruilmiddel is so oud soos die berge self. Dit help nie om kontant af te skaf nie, dit sal bloot deur 'n ander tipe ruilmiddel vervang word. En dan is Suid-Afrika se geval sal dit die Reservebank so ongeveer R2 miljard per jaar spaar. Dis nou handelsbanke se kostes uitgesluit. Dan internasionaal Suid-Afrika word so gemiddeld korrup gesien, lesing van ons is tans 72ste uit 175 lande, maar ons lesing van 42 is wel nog 150, so ons definitief plek vir verbetering. En dan laastens, in Suid-Afrika talle voorbeelde van onetiese optrede wat ons kon kry, skokkende toenames in sekere onderafdelings, veral daai misbruik deur staatsdienswerkers. En dan laastens etiese en morele dilemma's wat ons in beide die publieke sowel as die private sektor kon identifiseer. Baie dankie.